dis ek Frikadel en ek is baie opgewonde want vandag gaan ek 'n poets bak op juffrou Lietjie. Kyk hierso. Hierdie is my rubberslang en ek gaan hierdie rubberslang gebruik om vir juffrou Lietjie skrik te maak want sy is baie bang vir slange. So ek gaan die toukie trek en dan gaan hy verby haar kom en dan gaan sy dink hy is 'n regte slang en dan gaan sy skrik. Okay, maar julle moenie vir haar sê ek is hierdie, ek gaan oor die tafel wegkruip en dan gaan die slang voor haar verbykom en dan gaan sy skrik. Okay, is julle reg? Bye. Hallo maatjies, dis ek, Juffrou Lientjie. En vandag gaan ons leer oor wilde diere. Ek is so opgewonde want ek hou baie van wilde diere. Oh, maatjies, pas op, dis 'n slang. Staan doodstil. Juffrou Lietjie, ek het 'n poets gebak. Frikadel, jou klein klits. Jy sal my hart laat staan. Jo, dis nie 'n regte slang nie, juffrou Lietjie, dis 'n rubberslang. Ek sien nou Frikadel, ek sien is nie 'n regte slang nie. Ek het 'n toukie vasgemaak en toe trek ek die toukie en dan lyk dit of die slang regtig lewe. Goeiste Frikadel, ek het baie groot geskrik. Ek is baie bang vir slange. Ja, ek weet juffrou Lietjie, dis hoekom ek die poets gebak het. Maar weet jy, wie is glad nie bang vir slange nie? Ons maatjie, oom Nicolaas. Hy het 'n bietjie by Kango Wildlife gaan kuier. Kom ons loer in by hom. Hallo maatjies en welkom by Kango Wildlife. Hier is allerhande gruwelike diere hier, maar ook oulikes. Hier is 'n gruwelike luislang. Dis 'n boa luislang. Wow! 'n boa luislang is 'n wurgslang. Dit beteken hulle is nie giftig nie. In plaas van gif gebruik hy sy lang lyf wat net uit sterk spiere bestaan om sy prooi met 'n groot drukkie op te eet. Sy vel het pragtige patrone van bruin en swart en grys en hy gebruik hierdie kleure om agter blare en takkies weg te kruip. Dan kan jy hom amper nie eers sien nie. Mens noem dit kamoufleer. Hulle steek die heel dag tong uit, maar hulle is nie ongeskik nie. Dit is hoe hulle die wêreld ruik. 'n Slang gebruik sy tongetjie om die lug te proe en te ruik presies wat rondom hom aangaan. Al het hulle nie arms of bene om mee te swem nie, is boa luislange regtig baie lief vir water. Hulle is fantastiese swemmers en sal gereeld in 'n stroompie of 'n dammetjie seil om lekker af te koel. Nadat ek by die slange gekuier het, stap ek rond op soek na nog diertjies. Oh, kan dit wees? Is dit wat ek dink dit is? Hallo. Maatjies, hierdie is 'n lemuur. Dit is amper soos 'n aapie, maar nie heeltemal nie. Lemuurs woon nie in Suid-Afrika nie. Hulle woon op 'n spesiale eiland, Madagaskar. Soos daai oulike fliek met King Julian, Madagascar. Hy is so snaaks. Kyk hier, sy stertjie is wit en swart, amper soos 'n zebra. Hulle hou hulle sterte hoog in die lug, soos klein vlaggies, sodat hulle familie hulle maklik in die lang gras kan volg. Hierdie lemuur se naam is Tantei. Die Tantei het 26 streepies op sy stert, 13 wit streepies en 13 swart streepies. Yum, yummy, dis baie lekker. Hulle eet vrugte, groente en blare en selfs insekte en klein akedissies. Nesmense is hulle omnivore. Dit beteken hulle eet plante en vleis.
Waar is hy nou? Hier is ek by die jagluiperds. Jagluiperds is vol kolle. Hulle het tussen 2500 en 3000 kolle. Hulle gebruik hulle kolle om hulle self te kamoufleer. En as jy mooi kyk onder hulle oogies, is daar sulke lang traanlyne. Dit is hoe jy weet dis 'n jagluiperd. Dit help om die son uit te blok, amper soos sonbrilletjies. Hierdie luiperd se naam is Yoshi. En as jy mooi luister, kan jy hoor hoe sy purr. Anders as ander katte soos leeu's, brul luiperds nie. Hulle purr net. Luiperds is die vinnigste landdiere op aarde. Hulle hardloop tot en met 120 km/h. Dit is so vinnig soos 'n motorkar, maatjies. Baie vinnig. Daar's natuurlik baie verskille tussen 'n jagluiperd en 'n huiskat. Maar een van die groot verskille is hulle sterte. Dis nie rond soos 'n besemstok nie. Dis meer soos 'n roeisport, plat. Dit help hulle om baie vinnig te kan hardloop en hulle balans te hou as hulle jag en soms ook 'n bietjie boom klim. Waar is hy nou? Maatjies, ons is so gelukkig om te sien hoe 'n gevlekte nekotter vandag gaan eet. Otters eet gewoonlik vis, dit is hulle gunsteling kos. Maar vandag gee ons vir die gevlekte nekottertjie 'n bietjie rooi vleis. Dis baie lekker, baie dankie Tannie. Kyk mooi onder sy nekkie. Sien jy die wit vlekkies? Dis waar hy sy naam vandaan kry, die gevlekte nekotter. En kyk sy oulike voetjies. Hy het gewebde toontjies. Dit is sodat hy baie vinnig kan swem. Otters is van die spelerigste diertjies op aarde. Hulle is mal daaroor om met mekaar in die water te stoei en water te spat. As 'n otter blitsvinnig wil swem, roei hy nie net sy pootjies nie. Hy druk sy arms en sy bene styf teen sy sye vas en swaai sy hele lyfie en stert op en af, presies soos 'n klein harige dolfyn of 'n meermin. 'n Otter spandeer elke dag baie tyd om sy pelsie mooi skoon te vryf en te krap. As hulle pelsie mooi skoon is, hou dit hulle snoesig warm onder die koue water. Otters het pragtige lang snorbaarde op hulle snoet. Dit is nie net vir mooiheid nie, dit is om hulle in donker modderwater te help voel waar die vissies wegkruip. Oh, eeuw! Dis 'n stukkie vleis, maatjies. Vandag voer ons die krokodille. Krokodille is al ongelooflik lank op ons aarde. Slim mense glo dat hulle lank terug al saam met die dinosourusse geleef het. Hulle was toe al so goed daarin om krokodille te wees en kos te vang, dat hulle oor al die jare amper niks verander het nie. 'n Krokodil het vreeslik baie skerp tande en as een uitval, groei daar dadelik 'n nuwe een in sy plek. Wanneer 'n krokodil soms met 'n waawyd oop bek in die son lê, is hy nie besig om te gaap of ons te probeer bang maak nie. Omdat krokodille nie kan sweet soos ons nie, maak hulle bekke oop om hulle lekker af te koel. As ons onder die water wil kyk, kort ons 'n swembril sodat ons oë nie brand nie. Krokodille het hulle eie spesiale deurskynende ooglede. Dis amper soos 'n swembril wat oor hulle oog gly as hulle duik. So kan hulle perfek onder die water sien terwyl hulle oogies veilig is. 'n Krokodil se vel is nie net gewone vel nie. Dit is vol harde, knopperige skubbe wat hom beskerm soos 'n sterk ridder se eysterklere. Onder daardie skubbe op sy rug is daar selfs klein beentjies wat hom ekstra taai en sterk maak.
Kom ons sit hierdie vleis op 'n stokkie. So ons gaan hierdie stok vat en dan gaan hom hier deur hierdie stukkie vleis druk. En dan gaan ek hom gebruik soos 'n visstok om die krokodille te lok. Nou hierdie is 'n klokkie. Sodra ek die klokkie lui, dan weet die krokodille hulle moet kom vir hulle kossies. Kom ons probeer dit. Ek sit my hand nie te ver oor nie, want net nou kom hy op en dan byt hy my hand. So hou hom net so. Wow, maatjies, het julle dit gesien? Kyk hier, maatjies. Hier is 'n kletsloerie. Of 'n pratende loerie. Hulle is lief daarvoor om te gesels en allerlei voelgeluidjies te maak. Al noem ons hulle loeries, is hulle eintlik deel van die papegaai familie. Mense kan dit maklik sien as jy vir hulle gesiggies kyk. Hulle lyk nes seerower papegaaie. Jy lyk pragtig. Kyk, rooi en groen. Sien jy? Rooi koppie en 'n rooi borsie en 'n groen agterlyfie. O, hy's baie dors. Hy drink lekker aan die vrugtesappies. Hierdie voeltjies is regte soettande. Hulle gunsteling kos is nie harde saadjies soos ander papegaaie nie, maar soetvrugte en soetstroop of nektar uit blommetjies. En hulle is baie vinnige voeltjies. As hulle vlieg in die lug, dan lyk hulle soos 'n rooi vuurpyle. Van die een kant tot die ander kant, baie vinnig. Hierdie is reënbooglorikete. Mens noem hulle reënbooglorikete want hulle is vol kleure. Al die kleure van die reënboog. Watse kleure sien jy als? Ek sien pers en geel en oranje, groen en selfs 'n bietjie rooi. Hierdie reënboogloeries kan onderste bo hang en aan die kante van bome hang. Hulle is regte akrobate. Hey, hallo. Hulle byt 'n bietjie, maar jy hoef nie bang te wees nie. Hulle byt nie seer nie. Kyk net al hierdie pragtige vissies. Wow. 'n Groep visse soos die noem mens 'n skoolvisse. Hierdie visie se naam is sikliede en hulle is baie slim. Hulle kan 'n mens of 'n persoon se gesiggie herken. Dit is hoe slim hulle is. Maar ek wil jou eintlik die vleermuise gaan wys. So kom gou saam met my. Dis die vleermuise. Vleermuise is mal daaroor om heeltemal onderste bo te slaap. Hulle hak hulle toontjies aan die takke vas en hang onderste bo in die bome. Dan vou hulle groot sagte vlerke styf om hulle self soos 'n snoesige swart kombersie om lekker warm te kry. Baie mense noem vrugtevleermuise ook vleende jakkalsies. As jy mooi na hulle gesiggies kyk, het hulle groot oogies en klein oortjies wat vreeslik baie soos 'n oulike klein hondjie of 'n jakkalsie sin lyk. Hulle gunsteling kos in die hele wêreld is soet vrugte soos piesangs en vye, perskes, asook die soetstroop of die nektar uit blommetjies. Dit is soos die heel lekkerste pudding vir hulle. Vleermuise is nagdiere. Dit beteken hulle slaap in die dag en is wakker in die nag.
Dis hoekom mense hulle nooit sal sien vlieg in die dag nie, maar eerder as die son ondergaan. Wow. Flaminke is een been staan kampioene. Hulle kan vir ure lank op een been staan. Hoe lank kan jy op een been staan? Wow. Flaminke word nie pink gebore nie. Hulle pink kleur kom van die kossies wat hulle eet. Hulle is mal oor piepklein watergoggatjies en garnale wat in die water woon. Die kossies bevat 'n spesiale kleurstof wat hulle pink maak. Hoe meer hulle van die kossies eet, hoe pinker word hulle. Sommige van hulle is ligpink en ander is weer helder pink. As 'n flamink sy lang been buig, lyk dit of sy knie heeltemal agterste voorbuig. Maar raai wat? Dit is glad nie sy knie nie, dit is sy enkel. Sy regte knie is veilig weggesteek onder sy pink vere naby sy maag. Baie mense dink flaminke staan heeldag in die vlak water, maar hulle is eintlik fantastiese vlieëniers. As hulle vlieg, lyk hulle soos pragtige lang pink pyle wat deur die lug skiet. 'n Flamink se snavel het 'n vreeslike snaakse vorm. Dit lyk amper soos 'n geknakte koeldrankstrooitjie of 'n boemerang. Hierdie spesiale krom vorm is presies wat hulle help om onderste bo te kan eet. Hulle is baie sosiaal en bly altyd in 'n eislike groot groep saam met hulle familie en maats. Almal doen alles saam. As een groepie skrik en wegvlieg, vlieg die hele spul agterna. My naam is Oom Nicolaas en ek het so lekker saam met jou vandag by Kango Wildlife gekuier. Ek hoop jy het dit baie geniet en sommer baie van al die diere geleer. Ek sien jou weer volgende keer. Totsiens.